Goeiedag en weer eens baie welkom hier by Alberton Lewensentrum en ook aan ons kykers. Is goed dat jy weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons gaan vandag kyk hoe Jesus die Vader beklemtoon het met sy hele lewe. Hy die beeld van die Vader laat uitstaan meer as enige ander beeld wat Jesus ooit verkondig het. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam en ons maak sy naam groot. Ons aanbid die koning Heer, wat in majesteit regeer, en ons begeer U meer, U regeer vir ewig Heer. Ons wil hulde aan U bring, en 'n loflied tot U sing, want in U kan ons oorwin. Ek wil my loflied ewig aan U sing. En U kroon as my Heer, U het opgestaan, U leef vir ewig, U regeer as koning Heer. Ontvang my lof en dank, want U regeer, U regeer. Ons is nou vir die derde week besig met hierdie reeks oor Jesus se 3 hoofprioriteite. En ons het nou al so 'n bietjie gekyk na wat het Jesus kom doen toe hy aarde toe gekom het. Dat dit was nie net om te sterf vir ons aan die kruis nie, maar dat Jesus gekom het om die Vader aan ons bekend te maak. Om ons te wys hoe wonderlik die Vader kan wees, om te wys hoe liefdevol die Vader vir jou en my kan wees, dat ons 'n hemelse Vader het wat na ons kyk en wat na ons sal versorg en omgee en beskerm en bewaar. En ons het ook gesien dat hy het gekom om die koninkryk aan ons te verkondig, en ons het ook gesien dat hy gekom het om te sterf, sodat ons by die Vader kan uitkom en in die koninkryk kan leef. Laasweek het ons byvoorbeeld ook gekyk na hoe die Jode met 'n verkeerde beeld van God geleef het. Hoe hulle in vrees geleef het en gedink het God wil die hele tyd net straf op die mense afbring. En hoe Jesus daai beeld gekonfronteer het met sy hele lewe. En hoe hy met die fariseërs en almal vasgesit het om te sê, dis nie my Vader nie. Ek ken my Vader en my Vader is lief vir julle en my Vader wil die beste vir julle hê. So ons het nou al so 'n bietjie daarna gekyk. Vandag gaan ons meer stil staan net by Jesus se lewe self. As jy Jesus 1 tot 1 kon ontmoet, wat sou jy by Jesus raak gesien het? Ons gaan nie nou so seer na die Ou Testament kyk of sulke skrifte nie, net wat het Jesus van die Vader aan jou en my kom leer? En dit was hierdie beeld. Hy het die Vaderbeeld meer as enige ander beeld aan jou en my kom leer. Voordat ons daarby uitkom, net eers, Jesus kon die Vader aan jou en my bekend maak. Want Jesus en die Vader was een gewees. Niemand het die Vader geken, niemand het uit die hemel uitgekom van waar die Vader is, en na die mensdom toe gekom soos Jesus nie. Niemand het die Vader so goed geken nie, niemand het hom verstaan nie, niemand het so lank pad saam met hom al gestap, om vir jou en my die Vader te kom verduidelik nie. Op 'n dag het Filippus byvoorbeeld vir Jesus gevra, wys ons die Vader. En ons gaan nou gou kyk, hoe het Jesus hom geantwoord? Dit was daar in Johannes 14, vanaf vers 8 af. Hy sê, toe sê Filippus, Here, wys ons net die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus antwoord hom so, ek is al vir so 'n lang tyd by julle, Filippus, en jy ken my nog nie. Wie my reeds gesien het, het ook reeds my Vader gesien. Hoe sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in 'n hegte verhouding met die Vader leef en hy met my nie? Die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie uit myself nie, maar dit kom van die Vader, wat in my bly en deur my sy werke uitvoer. Jesus sê heel eenvoudig hier vir Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So as ek en jy 'n studie wil maak, hoe lyk die Vader,
kan ons net sowel ook 'n studie maak van hoe lyk Jesus? En dit wat ons sien Jesus gedoen het en hoe Jesus gepraat het en hoe Jesus opgetree het, kan jy maar net sowel sê, dis ook hoe die Vader is. Nou, net vinnig daarop, wat is jou prentjie van Jesus? Sien jy Jesus as hierdie liefdevolle persoon? Die Bybel praat van Jesus, hy het gegaan en hy het goed gedoen en almal gesond gemaak en voorsien en al. Sien jy Jesus so? Of sien jy Jesus as hierdie streng man? Hierdie man wat niks gun vir niemand nie, wat oor almal geloop het, gestoomroller het, wat hierdie absurde godswaansin beeld gehad het, van almal moet voor my neerval en almal moet my aanbid, en ek wil niks van julle storie hoor, en julle moet net doen wat ek wil. Ek wil ook wees eerlik. Ons almal het 'n beeld van Jesus, van liefde, van omgee, van gee sy lewe vir die mensdom. Daai beeld moet ook jou vaderbeeld wees. Dis hoe God oor jou voel. God gee om vir jou. God gee sy lewe vir jou. God wil die beste vir jou hê. En daarom ek en jy kan by Jesus by die Vader leer. Ons Jesus kan vir ons presies wys hoe lyk die Vader. Hebreërs 1 vers 3 sê hierdie woorde: die Seun, dis nou Jesus Christus, weerkaats God se heerlikheid. En hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nou, dis net 'n verduideliking van wie Jesus is. En dit sê, Jesus, die Seun, is 'n presiese ewebeeld. Met ander woorde, dis 'n foto van mekaar. As jy Jesus sien, sien jy die Vader. En daarom, dadelik, wat gaan in jou gedagtes aan, as jy dink aan wie was Jesus en wie is die Vader? Hoe voel Jesus oor jou en hoe voel die Vader oor jou? Ek bedoel, nou kan ons deur soveel stories gaan, hè. In Jesus se lewens. Ek dink aan die vrou wat in oorspel gevang is. Hoe het Jesus dit hanteer? Die skare sê, kom ons kry klippe en kom ons gooi haar dood met klippe, want sy het oorspel gepleeg. Wat was Jesus se reaksie? Onthou jy? Hy wat sonder sonde is, laat hy die eerste klip gooi. En hy begin met haar te praat en hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Dadelik. Dis wat die Vader se reaksie is. Onthou jy laasweek Hosea 11? Hosea 11 het ons gesê, hoe hanteer die Vader ons sonde? Hy sê, ek word nie kwaad en torig nie, en ek straf jou nie soos mense jou straf nie. Hosea 11 word waar, daar waar Jesus, die vrou, met oorspel bedien. Hy doen presies wat die Vader doen. Hy kon haar straf, hy kon haar veroordeel, sy het agter die baals aangeloop, sy het agter plesier aangeloop. Wat het jy al gedoen? Het jy al so gevoel? Het jy al gevoel, jy is 'n sondaar, en jy is nie goed genoeg nie, en God straf jou? Miskien sit jy in die stof, en mense veroordeel jou, en wys vinger, en sê hoe sleg jy is, en hulle gooi jou voor Jesus nou neer. Hoe dink jy, hoe voel God oor jou vandag? Hoe dink jy, hoe voel Jesus oor jou? En dis die beelde wat ek dink Jesus wil hê in my hart en in jou hart en my gedagtes, jou gedagtes moet opkom wanneer ons aan die Vader dink. Ek dink nie hy wil hierdie toorn hê nie, ek dink nie hy wil hierdie woede hê nie. Hy wil iets sê van die liefde van die Vader moet so strome oor jou en my spoel. Daar was nie 'n ander beeld wat Jesus meer beklemtoon het as die Vaderbeeld nie. As jy bietjie gaan kyk na Jesus se woorde, hoeveel keer sê hy woorde soos die Vader wat in die hemel is, die Vader wat my gestuur het, onse Vader wat in die hemel is, vra die Vader net wat jy wil en die Vader sal dit vir julle stuur. Wanneer ek teruggaan na die Vader toe, dink net bietjie. Jesus het permanent gepraat van God as Vader. Nou, hier is die belangrikheid. Hoe lyk jou en my Vaderbeeld hier op aarde? En hierdie was 'n verskriklike statistiek wat my al getref het, is dat mense het nie goeie verhoudings met hulle aardse paas nie. As jou aardse vaderverhouding nie gesond is nie, sukkel jy om God te sien as jou hemelse Vader. En dis dalk waar baie groot van ons probleme lê. Ek het 'n vriend wat eendag by een van ons groot universiteite hier naby gepreek het, en daar was so plus minus 1000 studente in die saal, en hy vra vir hulle, hoeveel van julle het liefde by julle aardse paas, by julle vaders geleer?
En hy het 'n saal van plus minus 1000 studente, steek 5 studente hulle hande op. Hulle het liefde by hulle ma's geleer. Ja, pa het gesorg en pa het voorsien, maar jy weet, pa was ook maar altyd besig en pa het hard gewerk en pa het maar sy stokperdjies gehad en pa het maar sy sonde en sy misbruike en al hierdie goed gehad. Ek het liefde by my ma geleer, sê 95% plus, 99% van 1000 studente. Nou, net daarna vra jy hierdie vraag. Hoeveel van julle sukkel nou om met God die Vader 'n gesonde verhouding te hê? En omtrent almal steek hulle hande op. Want as ek nie my aardse pa, daai liefde verstaan nie, dan verstaan ek nie God se vaderliefde nie. En daarom het ons so 'n verhouding met Jesus nodig. Want Jesus wil ons wys wie's die Vader. En hy wil die Vader aan ons bekend maak. En hy wil vir jou sê, bly in die Vader se liefde, soos wat ek in die Vader se liefde gebly het. En leef uit hierdie Vaderliefde uit. Ek en jy moet vra, ek en jy moet pleit, dat Jesus die Vader aan ons sal bekend maak. Hoe lief het hy ons? Een van Jesus se stories, gelykenisse, daar in Lukas 12 is iets van, hoe voel die Vader oor jou? En hoekom is jy so bekommerd oor die lewe? Hoekom is jy so klein gelowig? Hoekom twyfel jy so gou as die lewe bietjie moeilikheid, bietjie swaar is? Dan twyfel jy in die Vader. Dan sê hy, die Vader weet wat jy nodig het. Kom ons gaan lees dit saam, Lukas 12 vanaf vers 28 af. Hy sê, as God so wonderlik sorg vir die blomme wat vandag hier is en môre weg is, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie. Jesus sê, kyk na die plante, kyk na die blomme. Hy sê, daai blomme is so mooi. Dis die mooiste prentjie, hierdie Namakwaland blomme, né? Dis hierdie mooi prentjie wat ek en jy het. Hy sê, as God vir 'n blom sorg, wat vandag hier is en môre weg is, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel nie vir jou sorg nie. Hoekom glo julle nie? Dan sê hy, julle het so min geloof en moenie oor kos bekommerd wees nie, oor wat om te eet en wat om te drink nie. Moenie bekommerd wees nie. Hierdie dinge domineer die gedagtes van die nasies van hierdie wêreld. Maar julle Vader ken alreeds julle behoeftes. Beywer julle allereers vir sy koningsheerskappy en hy sal vir julle hierdie dinge nog daarby gee. Moet dus nie bang wees nie, klein kiddiekie, want dit maak julle Vader baie gelukkig om die koninkryk aan julle te gee. Jesus se woorde hier is vir my so kosbaar. Hy begin, hy sê iets van, wat is julle so bekommerd oor hierdie lewe? Julle Vader weet wat julle nodig het. Hy sê hier so iets van, moenie so bekommerd wees nie, moenie laat dit jou gedagtes domineer nie. Kan ek jou weer 'n baie persoonlike vraag vra? Wat domineer jou gedagtes? Die manier hoe jy na God kyk, sê vir my wat jou gedagtes domineer. As jou gedagtes gedomineer word van die oggend tot die aand oor werk, besigheid, 'n baas, die kinders, rekeninge, universiteitsgelde, skoolfonds, mediese rekening, gesondheid, stres, geweld, alles wat met ons kan verkeerd loop in hierdie land, dan sê dit vir my, jy ken nie God nie. Wat domineer jou en my gedagtes? Hy sê, as jy nie die Vader ken nie, dan domineer hierdie vrese jou gedagtes. Dan word jou lewe gebeheer deur bekommernisse van, ek het nie 'n Vader in die hemel wat vir my omgee nie. Ek het nie 'n Vader wat vir my sorg nie. En daarom, ek dink Jesus, hy wil dit uit die hemel uit skree. Mense, julle het 'n liefdevolle hemelse Vader, wat weet wat julle nodig het. Gee julle hele lewe vir hom, vertrou hom, bid, kry 'n verhouding met hom, gee oor aan hom en sê, Here, my lewe is in u hande, u sorg vir my. Weet jy hoeveel van ons is hardkoppige kinders? Ons het 'n Vader wat vir ons kan sorg, maar jy is hierdie rebelse 16, 17, 18-jarige tiener wat die lewe in jou eie hande probeer neem en vat en jy gaan jou pa wys, jy gaan 'n sukses van jouself maak en jy gaan en weet jy wat gaan jy doen? Jy gaan uitbrand.
Jy gaan moeg word. Want jy kan nie hierdie lewe oorwin nie. Jy kan nie die duiwel oorwin nie. Jy kan nie al die stresse en die verantwoordelikhede van hierdie lewe vat nie. Ek en jy moet oorgee in 'n liefdevolle hemelse Vader wat vir ons sorg, wat weet wat ons nodig het. En Jesus se laaste woorde is iets van hierdie klein kindertjie. Ek weet julle kry swaar, ek weet jou geloof sukkel, maar God die Vader geniet dit om sy koninkryk aan julle te gee. Kom ons sluit af met 'n prentjie, gedagtes. Wat is jou behoefte vandag? Wat kort jy van 'n liefdevolle hemelse Vader? Wil jy nie dink aan hoe Jesus hier op aarde geloop het? En terwyl hy hier op aarde geloop het, het iemand gekom en hulle het brood nodig gehad. En hy het brood gevat en hy het gebid en hy het dit gebreek en hy het duisende mense voorsien. Dalk het jy so wonderwerk nodig. Dis wie die Vader is. Die Vader kan so vir jou sorg. Hy kan so vir jou voorsien. Dis in die Vader hart om vir jou kos te gee. Onthou jy hoe Jesus vis laat vang deur die disippels, hoe hulle nette geskeur het? Onthou jy hoe hy genees? Onthou jy hoe hy vergewe? Onthou jy hoe hy selfs die dooies opgewek? Dis die liefde van die Vader. Wat is jou behoefte vandag? Van 'n liefdevolle God. Wat het jy nodig? Wil jy nie dit na God die Vader toe vat en sê, as U 'n liefdevolle Vader is, kyk, Jesus het my gewys, dis wat hy wil doen, dis wat hy kan doen. En dan vra, Here, wil jy dit nie vir my doen nie? Wil jy nie vir my daai liefde bewys, dat U my lief het, my gekies het, my vergewe het, my sonde vergewe het nie, en dat U met my 'n verhouding het nie? Jesus, kom wys ons die Vader. As jy sien Jesus iets vir iemand gedoen het, dan kan jy glo dat Jesus en die Vader wil dit ook vir jou doen. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Als wat ek het, bring ek aan die ewig eer. Kom laat ons juig, kom ons sing voor die Here, sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see rys saam by die antwoord van sy naam. Ek wil U prys, want U is my skepper. Ek wil U loof en my lewe lang eer. Niks vergelyk met U liefde en sorg vir my. Ek wil vandag saam met mense bid wat regtig sê, Andries, ek het 'n liefdevolle Vader in my lewe nodig. Ek kry swaar, dit gaan sleg, en as dit waar is wat jy sê van Jesus en van God, dan wil ek hom 'n kans gee in my lewe. Ek wil saam met jou bid vandag. Hemelse Vader, kom bewys U liefde aan ons land Suid-Afrika. Kom bewys U liefde vir mense wat vandag sê, waar is God? Waar is daai liefdevolle Vader wat Jesus van gepraat het? Here, in die skrif sê, U geniet dit om U koninkryk aan mense te kom bewys.
om dit vir hulle te gee. Ek bid vir elke sieke, ek bid vir elke arm persoon, ek bid vir elke persoon wat deur egskeiding en probleme en huwelikkrisisse gaan. In die naam van Jesus, Vader, kom bewys u liefde aan ons land. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.